Die Universiteit van Harvard het 'n baie interessante studie gedoen. Hulle het 4 akteurs gehuur om op die kampus rond te loop en al wat hulle moes doen is om vir iemand 'n wegneem koppie koffie te gee en effe weg te kyk as hulle dit oorhandig. En hou gou vas hier terwyl hulle iets anders doen soos gou in hulle tas grawe of op hulle veters vasmaak of iets op hulle foon kyk. Baie dankie en dan vat hulle beker en hulle loop aan. Hulle het altesaam die studie op 200 mense gedoen. Die helfte was mans en die ander helfte was vrouens. Die enigste verskil was die helfte van die mense het warm koffie gekry om vas te hou en die ander helfte koue koffie of yskoffie soos ons dit noem. Dan 10 minute later kom iemand na die persoon toe wat die koffie vasgehou het en sê, hier's $20, dis nie 'n scam nie. Ek wil vir jou storie lees en dan wil ek by jou hoor hoe jy die storie se hoofkarakter ervaar. 81% van die mense wat warm koffie hou vas het die hoofkarakter as warm en eg beskryf. 79% van die mense wat die koue koffie vasgehou het die hoofkarakter as koud en onsimpatiek beskryf. Die storie is presies dieselfde. Die enigste verskil is die mens het 10 of 15 minute vroeër 'n warm of 'n koue koffie hou vas. So wat leer dit ons? Dis hoeveel impak die aanwakkering van geheue op jou besluit het. Let op wat jy toelaat om jou te beïnvloed. As jy nie bewus en wakker is nie, is jy eintlik net 'n pion in iemand anders se storie. Maar hoe? En ons moet die skeppers van ons eie lewe wees. So hoe is dit op toepassing van ons karnallies? Jy moet jou karnallie leer om krities te kan dink en onafhanklik besluite te kan neem. As jy leiding wil hê hoe om dit te doen, kan jy die woord gereed in die kommentaar sit, dat ek vir jou die inligting kan stuur oor ons skoolgereedheidspakket, wat dit alles insluit en jou karnallie binne 4 weke skoolgereed maak.